Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Het jy al iewers in jou lewe gewonder, hoekom is ek hier? Hoekom het God die aarde geskep? Hoekom het ons as mense hierdie need om iewers te belang? Hoekom hou ons nie daarvan om vir te lank alleen te wees nie? Hoekom? Vriende, kom saam met my terug in tyd, na die tuin van Eden. Die Bybelse beskrywing is eintlik baie eenvoudig. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Op die eerste dag het God lig en duisternis geskei. Op die tweede dag het God die waters geskei. Op die derde dag het God die land en die see geskep, as ook plante, bome, vrugte en sade. Op die vierde dag het God tyd gemaak, die son, maan en sterre. Op die vyfde dag het God die voëls en die seediere geskep, as ook aan hulle gesê, vermeerder en vul die waters en die aarde. Op die sesde dag het God lewende wesens op die aarde geskep, vee, kruipende diere, wilde diere. En dan, in Genesis 1 vers 26 lees ons, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Vriende, imagine gou hierdie vir 'n oomblik saam met my, hierdie prentjie. Toe Christus met 'n diepe liefde oor Adam buig en nou die eerste mensehand vorm, vinger vir vinger, elke spier, elke naal, met sorg en liefde. Terwyl God hierdie hand vorm uit stof, het hy geweet daardie hande sou later vuiste word wat wou slaan. Hy het geweet dat die mensehande die spykers deur sy eie hande sou dryf aan 'n houtkruis. Hy het dit geweet, vriende, maar hy het nie opgehou nie. Want selfs toe God die mens gemaak het, was die besluit alreeds geneem. Hy sou die prys betaal, as die mens sou val in sonde. En toe hy Adam se neus gevorm het, en die asem van lewe daarin ingeblaas het hy geweet, daardie lewensasem sou hom sy eie mensasem op Golgotha eendag kos. En nog steeds, vriende, het hy nie opgehou nie. Vriende, hoe verduidelik 'n mens hierdie? Hoe verduidelik 'n mens dit vir iemand anders? Want terwyl ek hierdie studie doen, is ek is skoon emosioneel en stom. En eendag sal ek love om te weet, toe Christus aan die kruis gehang het en die mens hom spot en vir hom sê, red jouself van die kruis. Ek wonder tog by myself, het hy ooit teruggedink aan daardie oomblik, toe hy geskep het in die tuin van Eden? Want nadat God klaar was met al sy werk op die 6de dag, het God gesien dat alles baie goed was. Vriende, elke bevel van God se woorde was gelaai met 'n skepende energie, wat 'n planeet van woes en leeg in 'n paradys geskep het. God het gespreek en dit was. Psalm 19 sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. En dan is daar so baie mense, deur elke eeu van die begin van hierdie aarde geskep is, wat net sê, ons ignoreer die skepingsleer. Hulle sê, wieg jy om? Wat maak saak, sê hulle. En ook sê hulle, al wat saak maak is dat ons in die hemel kom. Maar dan dink ek tog aan Openbaring 14 vers 7. Aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Aanbid hom. Vriende, luister saam met my na hierdie hartroerende lied en moet dit nie fast forward nie. En moet nêrens heen gaan nie, want ons moet nog daai hoekom vraag beantwoord.
Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreldradio Afrikaans, Lewende Beloftes. In Psalm 139 loof Dawid die Here vir sy betrokkenheid by sy geboorte. Want U het my niere gevorm, sê Dawid, my in my moeder skoot geweeg. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Maar dan vra ek myself weer af, hoekom? Hoekom Dawid? Hoekom na al die sondes wat jy gepleeg het en so erg berou oor geraak het? Sou jy dink ons is vreeslik wonderbaar? Want come on, as my mensbrein daardie prentjie sien van hoe God vir Adam gemaak het uit stof en geweet het, die mens wat hy maak, gaan terrible dinge aan hom doen. Vriende, dan is daar werklik net een Bybelbelofte wat by my opkom om hierdie vraag te antwoord. En ons Bybelbelofte vanoggend, 1 Johannes 4 vers 8. Want God is liefde. Liefde is en moet die motivering vir alles wat God doen wees. Vriende, die feit dat God my en jou gemaak het, dat hy die grootste gawe wat hy kon met ons deel, lewe, moet uit liefde uitkom. En daarom het ek geen twyfel in hierdie woorde en hierdie Bybelbelofte nie. God is liefde. Want niks, daar is genuine, absoluut niks anders wat vir my sin maak nie. Want God het ons nie net gemaak om hom te aanbid en hom lief te hê nie, maar hy het ons gemaak sodat hy ons kan lief hê. Die Skepper God is 'n God van verhoudinge. God hy wil in 'n verhouding wees met jou. Hy wil in 'n verhouding wees met my. Paulus sê vir ons in Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Vriende, die Skepper God wat 'n melkweg oor die kosmos ingekleer het, wat reën vir die aarde berei, wat groen gras laat opkom, wat blomme 'n heerlike geur laat afgee. Daardie Skepper God het jou en my gemaak, omdat hy ons alreeds lief gehad het, omdat hy in 'n verhouding met ons wil wees, in 'n verhouding met my. God wil in 'n verhouding wees met jou. En so word die skepingsverhaal en die dood van Christus versoen. Dis volmaakte hande, goddelike hande wat lewe aan die mense geskenk het in die tuin van Eden. En dit was die hande van Christus wat deurboor was, bebloed, genaal was aan 'n houtkruis wat aan mense die ewige lewe skenk. Want vriende, ons is nie net geskape nie, maar ons kan herskep word. Ons is na die beeld van God geskape. En elke een van ons, ek en jy, almal wat jy ken, is geroep om God te verheerlik. Psalm 150 vers 6 sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. Ek wil u graag uitnooi. As jy meer inligting verlang oor die letterlike 7 dae skepping, of dalk wil jy graag Bybelstudies ontvang hieroor, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp, 060 248 1172. En vriende, onthou, ons wil baie graag saam met jou bid. En hierdie is 'n belofte wat ons nie kan vergeet nie. 'n Kort, kragtige, lewende belofte. God is liefde. Daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here vir hierdie nuwe oggend. Dankie Vader dat ek kan asemhaal vanoggend. Want Vader, ons weet, lewe is 'n geskenk van U, 'n geskenk van liefde en van sorg. U is die Skepper van alles wat lewe. Vader, en daarom wil ek saam met die hele skepping vanoggend sê, loof die Here. Halleluja.
Vader, asseblief help ons, U kinders, om nie net met woorde nie, maar ook met ons hele lewe U te loof in alles wat ons sê, Here, in alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons beplan. Mag elke asemtuig 'n herinnering wees van U goedheid, want U is getrou. Want Here, U is liefde. En waar anders as dit wil ons nie wees nie. Dankie Here, dat U aanhou vorm met aan die mens. Dankie Here, dat U nie opgehou het in die tuin van Eden nie. En Vader, dankie dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, en dat U steeds aanhou vorm aan ons as mense, elke liewe dag. Here, ons gee aan U al die lof, want U is waardig, van nou af tot in ewigheid. Dit is my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Amen.